top secret, maar die geheim is oopgemaak. Verlede week het ons by Efesiërs 2 vers 11 tot 22 gehoor hoe Christus die grense tussen Jood en nie-Jood afgebreek het en hoe hy uit twee vervreemde groepe, een nuwe mensheid, een liggaam, een tempel geskep het. Ons het ook saam onthou wie ons vroeër was, heidene, nie ingesluit in die verbond nie, verlore, maar in Christus nou ingesluit deur genade. God sluit ons in. Ons het nie self deel geword nie. Efesiërs 3 neem hierdie gedagte nou verder. Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus, ter wille van julle, die heidene. Julle het tog gehoor dat die taak van die bediening van God se genade teenoor julle aan my toe vertrou is. Deur openbaring sy geheimenis aan my bekend gemaak, soos ek reeds kortliks geskryf het. Wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. Die geheimenis is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak, soos dit tans deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is nie, naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. Van die evangelie het ek 'n dienaar geword, ooreenkomstig die gawe van God se genade wat aan my betoon is volgens die werking van sy krag. Aan my, minder as die geringste van al die heiliges, is hierdie genade geskenk, om aan die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig, en om almal in te lig wat die uitvoering van die geheimenis is, wat vir eeue lank verborge was in God, wat alle dinge geskep het. Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word, ooreenkomstig sy ewige voorneme, wat hy gemaak het in Christus Jesus ons Here. In hom het ons, deur ons geloof in hom, 'n seker en vrymoedige toegang tot God. Daarom versoek ek julle om nie moedeloos te word as gevolg van my verdrukking ter wille van julle nie. Dit sal julle tot eer strek, tot sover. God se ewige geheimenis is nou volledig geopenbaar. In Christus is daar nie meer eerste klas en tweede klas gelowiges nie. Ons is mede-erfgename, medelede en mede-deelgenote ten volle en gelykop. Paulus begin met 'n opvallende sin. Hy is 'n gevangene, nie van Rome nie, maar van Christus Jesus. En dit ter wille van die heidene, dit wil sê ter wille van die nie-Joodse gelowiges in Efese. Dit is nie 'n toevallige opmerking nie. Paulus sit nou letterlik in die tronk en sy tronkstraf hang direk saam met die boodskap wat hy verkondig, dat nie-Jode volle burgers van God se koninkryk word, sonder om eers Jood te word. Hierdie boodskap was aanstootlik vir baie van sy eie mense. Dit was juis oor hierdie kwessie, naamlik of heidene sonder die wet van Moses deel van God se volk kon word, dat Paulus deur die priesters en fariseërs aangekla en later gevange geneem is. Ons lees daarvan in Handelinge 21. Sy boeye was op 'n manier die prys van sy volgehoue verkondiging dat die evangelie vir almal is. Paulus se tronkstraf was nie 'n ongelukkige neeweffek van sy bediening nie, maar direk verbonde aan die inhoud daarvan. Waar die evangelie werklik mure afbreek, sal daar altyd mense wees wat daardie mure weer wil opbou. Daar sal altyd mense wees wat eerder op die verskille sal fokus in plaas van ons eenheid in Christus. Paulus sê die geheimenis is nou geopenbaar. Paulus gebruik 'n belangrike woord, geheimenis, Grieks, mysterion. In ons alledaagse taal beteken geheimenis iets wat ons nie kan verstaan nie, of 'n raaisel wat onopgelos bly. Maar in die Bybel beteken dit iets anders. 'n Geheimenis is 'n waarheid waarvoor die mens nog nie gereed was nie. Dit was iets wat die mens nog nie kon verstaan nie. Dit is iets wat God op die regte tyd sou oopmaak. Wat was hierdie geheimenis? Nie iets heeltemal nuuts wat God skielik uitgedink het nie, maar iets wat reeds van ewigheid af in sy plan opgesluit was, en wat nou,
deur die evangelie van Jesus Christus ten volle oopgemaak is. Vroegere geslagte het hier en daar 'n skreefie daarvan gesien. Dink aan die beloftes aan Abraham dat al die nasies van die aarde deur hom geseën sou word, of die profetiese visioene van alle nasies wat na God sou stroom. Maar die volle omgang daarvan was radikaal. Dit was mind-boggling, dat nie Jode by God se volk ingesluit sou word. Wow! Dat God sy verbond sou oopstel vir nie-Jode. Wow! Dit was verborge, geheimenis, onverstaanbaar, tot met die koms van Christus en die uitstorting van die Gees van God. Nou, sê Paulus, is dit deur die Gees aan die apostels en profete geopenbaar. En die inhoud van hierdie geheimenis, kernagtig saamgevat, is vers 6. Die geheimenis is dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. In die oorspronklike Grieks gebruik Paulus 3 woorde wat almal met dieselfde voorvoegsel begin. 'n Voorvoegsel wat saam met of mede beteken. Hy gebruik doelbewus 3 woorde wat presies dieselfde boodskap bevestig. Mede-erfgename, medelede en deelgenote of mededeelgenote. Die nie-Jode is nie 'n bysaak, 'n tweede gedagte of regstelling in God se plan nie. Hulle is volle deelgenote op elke denkbare vlak. Die eerste woord beteken mede-erfgename, mense wat saam met iemand anders 'n erfenis ontvang. In die antieke wêreld en ook vandag nog, was erfreg 'n saak van identiteit. Slegs regmatige kinders het geërf. Buitestanders, slawe of vreemdelinge het geen aanspraak op die familiebesit gehad nie. Om te sê dat die heidene nou mede-erfgename is, beteken dat hulle nie meer as buitestanders gesien word, wat by die tafel van God se genade toegelaat word om krummels op te tel nie. Hulle deel volledig in dieselfde erfenis as die Joodse gelowiges. Hulle deel in dieselfde beloftes aan Abraham, in dieselfde toekomstige heerlikheid, in dieselfde plek as kinders in die huis van die Vader. Daar is nie 'n eerste klas erfenis vir Jode en 'n tweede klas erfenis vir nie-Jode nie. Die erfenis is een en dit word gelyk opgedeel. Die tweede woord beteken medelede van dieselfde liggaam. Dit bou direk voort op die beeld wat Paulus reeds in hoofstuk 2 gebruik het. Gelowiges as lewende stene in een tempel en ook op ander plekke in die briewe wat hy geskryf het, ledemate van een liggaam waarvan Christus die hoof is. Hier is die punt nie net dat Jode en nie-Jode langs mekaar staan nie, soos 2 afsonderlike groepe wat toevallig in dieselfde gebou saamkom nie. Die punt is dat hulle een liggaam geword het. Soos 'n hand en 'n oog, wat albei deel is van dieselfde liggaam, nie omdat hulle identies is nie, maar omdat hulle onlosmaaklik aan mekaar behoort. Wat een ledemaat raak, raak die hele liggaam. Daar is geen manier om jouself as lid van die liggaam te beskou en te gelyk 'n ander ledemaat as vreemd of minderwaardig te behandel nie. Die derde woord beteken mede-deelgenote aan die belofte. Waar die eerste woord op identiteit fokus, erfgename, en die tweede op verskillende dele van dieselfde liggaam, fokus hier die derde woord op deelname. Die nie-Jode word nou gesien as deelgenote van die belofte wat God aan sy volk gegee het. Hulle is volle vennote, mense wat self die belofte besit, daarop kan aanspraak maak en daaruit kan leef, net soos enige gebore Israeliet dit sou kon doen. Hierdie 3 woorde is nie net mooi woorde nie, hulle is 'n oproep. As dit waar is dat elke gelowige, ongeag herkoms, mede-erfgenaam, medelid en mededeelgenoot is, dan vra dit iets baie konkreets van ons. Dit vra dat ons niemand as tweede klas Christene behandel nie. As God self geen onderskeid maak tussen die binnekring en die buitekring van sy volk nie, dan het ons ook nie die reg om so 'n onderskeid te handhaaf nie. 'n Nuwe bekeerling en 'n derde geslag gelowige staan ewe volledig binne die erfenis
die liggaam en die belofte. Daar's geen proeftydperk voordat iemand ten volle ingesluit word nie. Dit vra ook dat ons ons eie identiteit herondersoek. Party van ons dra, sonder dat ons dit besef, 'n buitestander gevoel met ons saam, asof ons genade, ons verlossing elke dag hernie moet word, nooit afgehandel is nie, asof ander gelowiges nader aan God staan as ons. Vers 6 sê dat dit nooit so kan wees nie. As jy in Christus is jy nie 'n halwe erfgenaam of 'n tydelike lid nie. Jy's 'n volle mede-erfgenaam, ten volle ingeskryf in die familieboek. Dit vra praktiese, sigbare eenheid, nie net teoretiese aanvaarding nie. Dit is maklik om intellektueel te erken dat almal welkom is, en tog steeds gemaklike informele skeidings in stand te hou. Wie langs wie sit, wie in watter kring beweeg, wie genooi word. As ons werklike medelede van een liggaam is, moet ons eenheid verder gaan as vriendelike woorde. Dit moet sigbaar word in gedeelde tafels, gedeelde besluitneming en gedeelde eer. Dit vra nederigheid oor ons eie plek in die verhaal. Paulus, 'n fariseer van fariseërs, 'n gebore erfgenaam van elke belofte aan Israel, noem homself minder as die geringstes van al die heiliges in vers 8. Juis omdat hy die voorreg gekry het om hierdie geheimenis aan die heidene te verkondig. Diegene wat van nature reeds binne was, word geroep om nederig te wees oor hulle posisie. En diegene wat van buite ingebring is, word geroep om nie langer as buitestanders te dink of te leef nie. Albei bewegings, nederigheid van die binnestanders, vrymoedigheid van die nuwe erfgename, is nodig vir egte eenheid. Paulus se roeping, hy is die dienaar van hierdie evangelie. Paulus beskryf hom nie as 'n briljante dominee wat self op hierdie insig afgekom het nie, maar as iemand aan wie genade geskenk is om hierdie evangelie te verkondig. Ja, hy is apostel, gestuurde, maar hy sien homself nie as iemand wat beter as ander is nie. Hy sê van homself, ek is minder as die geringste van al die heiliges. Hoe dieper Paulus die omvang van God se genade verstaan, hoe kleiner voel sy eie rol daarin. Nie omdat hy onbelangrik is nie, maar omdat die grootheid van hierdie geheimenis alle menslike verdienste oorskadu. Sy taak is tweeledig, om die openbare rykdom van Christus aan die heidene te verkondig en om almal, Jood en nie-Jood, te vertel dat daardie verborge geheimenis nou oopgemaak is. Die geheimenis wat eeuwelang verborge was, is nou volledig geopenbaar. In Christus is daar geen buitestanders, geen tweede klas lede, geen gedeeltelike erfgename nie. Elke gelowige is 'n mede-erfgenaam, 'n mede-lid van die liggaam, 'n mede-deelgenoot aan die belofte. Leef so en sien ander so. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.